in die tuin van Eden, het God die mens gemaak, 'n lewende siel. En toe het God vir die lewende siel 'n liggaam gemaak. En God self het sy gees in die mens geblaas, sodat die mens is liggaam, siel en gees. Nou die siel is die plek waar ons emosies is, ons passies is, ons karakter is, ons gewete is. En hierdie sielsdimensie link met die buitewêreld, die sienlike, deur die liggaam. Jammer vir die Engelse woord, maar ek kry toe nie 'n Afrikaanse woord wat vir my dieselfde sê, as om te link met die buitewêreld, met die sienlike. Soos die siel, deur die liggaam, die sintuie, oë, ore, reuk, om te sien, om te hoor, om te voel, is deur die liggaam. En die liggaam het sekerlike begeertes. En hierdie sielkonneksie link met die buitewêreld, omdat die liggaam sekerlike begeerlikhede het. Nou om te kan sien, hoef jy nie fisies te kan sien nie. 'n blinde kan sien, 'n dowe kan hoor. Soos die buitewêreld, die liggaam met sy begeerlikhede, word gelink met die sielsdimensie, wanneer die sielsdimensie deur die liggaam kyk na die buitewêreld. Maar in hierdie liggaam is ook 'n geesdimensie, waar God se gees woon. En is die siel link met die geeswêreld, die onsienlike wêreld, deur die geesdimensie. Nou dit is vir my soos 'n parlement. Jou siel is die parlement. En met verkiesing is daar twee partye. Daar is die liggaam en die gees. En in hierdie sielsdimensie stel een van hierdie partye in beheer in die parlement. Wat gaan heers? So wanneer die siel, die lewende siel, die liggaam plaas met sy begeerlike en 'n uitkyk in die sienlike, is dit die een wat heerser is oor die mens. Maar wanneer die sielsdimensie, die party, die gees in beheer stel, dan heers hy oor die vlees. En dan is hierdie party in beheer van sy lewe. Nou weet ons in die tuin van Eden, was Adam en Eva ook voor hierdie twee keuses gestel. Daar was 'n boom van die lewe en 'n boom van kennis van goed en kwaad. Die boom van lewe het gewerk deur die geesdimensie. Daar waar God is. Die geesdimensie, waar God besluit te neem en waar die mens in sy rus was. Maar toe het hulle deur begeerlikhede van die vlees besluit dat hulle deur die liggaam gaan toelaat om beheer te hê. En daar het die mens sy beheer verloor, sy geestelike beheer verloor oor hulle lewens. Maar dit was die eerste Adam, en die tweede Adam het gekom om dit te herstel, sodat ons weer kan lewe vanuit die geesdimensie. Maar soos Adam en Eva is ons nog steeds voor twee keuses. Wanneer ek die gees kies om beheer te neem van my lewe,
beteken dit nie dat die vlees gaan verdwyn nie, en sy begeerlikhede nie. Maar dit beteken dat die gees dormant is oor die vlees. En dat wanneer ek 'n oor het om te luister vir die gees, ek die onsienlike raak sien en die koninkryk raak sien, God se koninkryk. Maar wanneer ek 'n keuse maak om toe te gee aan die vleeswerk, die vleesliggaam en sy begeerlikheid, dan hou dit my vas en kyk ek vas in die sienlike. En daarom is dit belangrik dat in elke Christen se lewe hulle die keuse moet maak in die sielsdimensie om toe te laat dat die Gees beheer neem oor haar of sy lewe. Nou in hierdie week het die Here iets met my kom deel of vir my kom wys op 'n area in my lewe wat hy wil skaaf. En ek was gestel voor die keuse of ek gaan toelaat dat my emosie my seer kry, my verlede, of ek in die sielsdimensie gaan toelaat dat die liggaam beheer oor dit het, of ek deur die geesdimensie wat beheer van my lewe is, ek gaan toelaat dat God sal skuur en skaaf in my lewe om my net nader en nader in hom te bring. Wat hy vir my ook wys is dat God is besig met my journey, my pad. En alhoewel mense op my pad kom wat verkeerde keuses maak, of dalk nou nie verkeerde keuses maak nie, maar net 'n hindernis is, dan het dit niks met die mens te doen nie. Dit te doen met wat God met my besig is. So ek kan kwaad word en die liggaam toelaat om die emosies te bring na die sienlike, sodat ek sien wie verkeerd doen en wie nie verkeerd doen nie. Of by die sienlike vasstaan en in seer kry en bitterheid en haat. Of ek kan toelaat dat ek die hele situasie sal oorgee aan die Gees van God wat in beheer van my lewe is, sodat ek kan groei. En dan kan ek kyk na mense in my lewe en omstandighede in my lewe wat op my pad kom en ek kan sê dankie Here, want dit bring my op die nou pad na U toe. Want dit is alleen pad. Wanneer jy pad met die Gees van God stap, het dit niks met ander mense te doen nie, dit het met jou te doen en wat God in jou lewe wil vorm. Alles van die buitewerk is sienlike en God wil ons laat groei in die onsienlike. Maar vir dit om te gebeur, het ons nodig om oor te gee aan hom sodat hy beheer kan vat. So wat ek vir hom gesê het, toe die versoeking kom, verseer gemaak het ek vir hom gesê, Here, hier wil ek nie kyk na die sienlike nie, maar ek wil toelaat dat U Gees my vorm en sterk maak. Wys my waar dit vandaan kom, wys my hoekom ek so reageer. Miskien is dat daar ergens 'n saad in my hart waarmee ek nie gedeel het nie. Wys my. Maar my begeerte is en ek gee oor aan die Gees van God sodat ek kan groei. In Jesus se naam sal groei. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus. Dankie dat U Gees met ons 'n pad wil stap. En dit is U begeerte om ons te skuur, maar dit bly ons keuse. Soos wat U die mens 'n keuse gegee het in die tuin, so gee U ons 'n keuse. U stap net 'n pad en U verander net die wat oorgee. En dis my begeerte om te wandel in die Gees en nie toe te laat dat die liggaam en sy vleeslike begeertes beheer oor my lewe sal hê nie. Ek bid dit in die naam
naam van Jesus. Amen.